Amen. Ek begroet die familie al hier teenwoordig en elke begrafnisganger wat hier is om die familie te kom ondersteun. Laat my toe om erkenning te gee aan verskillende leiers ook hier wat vanoggend hier is om hierdie familie te kom ondersteun. Ek wil graag vra dat sodat ek die naam lees, dat u net vir ons 'n rukkie sal staan sodat ons kan sien dat wie hier is en hul kapasiteit as leiers om hierdie familie vanoggend te kom ondersteun. Vriendelike erkenning aan die teenwoordigheid van apostel Nikkie van Heerden, asook juffrou van Heerden in ons midde. Ek gee erkenning aan die teenwoordigheid van pastoor Jerry Marcus, ook hier in ons midde. Bishop Walberg, Sister Charlene Olifant, Apostel Joanne de Lange, Pastor David Erens, en ek is seker dat u teenwoordigheid al hier 'n seën is vir die familie, as ook vir ons. Baie dankie. As ook ek hou aan u voor 'n skrifgedeelte wel bekend uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 11. Johannes hoofstuk 11, ek gaan vir u lees vanaf vers 17 tot en met vers 26. Johannes hoofstuk 11, ek lees vir u vanaf vers 17 tot en met vers 26. Gaan ek vra dat ons almal staan asseblief. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. Baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Vriende, hier eindig ons skriflesing. Dit is die woord van die Here. Baie dankie, mag maar sit. Ons het hier die jare van die Here. Lieve familie, broers en susters, almal hier teenwoordig. Hierdie skrifgedeelte, as daar geen ander skrifgedeeltes was in die Bybel nie, sou hierdie gedeelte vir ek en u genoeg wees om te weet dat Jesus is die Seun van God.
as daar geen water en wyn verander was nie, as daar geen vis en 5 brode was nie, as daar geen weduwee van Nain was nie, as daar geen storm op die see was nie, sou daar genoeg gewees het in hierdie een skrifgedeelte vir ons om te weet dat Jesus is inderdaad die Seun van God. U ken hierdie verhaal. Maria, Martha en Lazarus woon in Betanië. En elke keer wanneer Jesus aandoen in Betanië, dan gaan hy tot daar waar hierdie 3 woon. En hy kuier dan altyd by hulle. Martha is hier seker die oudste. Want elke keer wanneer daar van hierdie 3 gepraat word, dan word Martha se naam eerste genoem. Martha is seker die oudste. U onthou die verhaal toe Jesus by 'n sekere geleentheid daar by hulle gekuier het. Toe sit Maria by die voete van Jesus. Maar Martha was in die kombuis besig om die ete voor te berei. En toe sê Martha vir Jesus, Jesus, vra my suster om tog op te staan, om my te kom help. En Jesus sê toe, Martha, wees rustig. Maria het die beste deel gekies. En ek sal dit nie van haar af wegneem nie. Ek neem aan Martha as die oudste in die familie. En die oudstes dink mos altyd dat hulle die baas is van die familie. Hulle wil van alles in charge wees. Hulle dink hulle is die ma of die pa. Hulle dink hulle kan jou enige ding laat doen soos wat hulle wil. Hulle wil altyd in beheer wees. Martha, neem ek aan, is altyd in beheer. Maar jy sien vriende, hier is daar 'n situasie wat ontstaan waaroor Martha geen beheer oor het nie. Daar is nou 'n sterfgeval wat nou by die familie ingekom het. En die dood kom en die dood neem hulle geliefde Lazarus weg. En jy sien, laat my toe broers en susters, om gou vir hierdie freebie te gee deur vir u te sê dat jy kan maar jou tandarts afspraak kanselleer. Jy kan maar die diens van jou motor kanselleer. Jy kan maar jou afspraak, daar waar jy gaan, daar by sien, jy kan hom maar kanselleer. Maar daar is 'n afspraak wat almal van ons moet nakom. Want die Bybel sê dat dit is bestem vir die mens om een keer te sterwe en daarna die oordeel. Kom ek gee gou weer nog 'n freebie wat jy huis toe kan vat. Een boeiende statistiek. Jy sien, 1 uit elke 1 van ons teenwoordig hier vandag gaan sterwe. As die Here se wederkoms vertraag, dan sal 1 uit elke 1 van ek en u sterwe. Jy sien, vriende, die dood kom as 'n onderbreking. Die dood kom en verskeer hierdie 3. Hulle is nou nie meer 3 nie. Al wat oorbly nou is 2 susters. Julle is 6 susters, julle is baie. En toe Lazarus nog siek was, toe stuur hulle woord uit na Jesus toe wat sê dat die een wat jy liefhet is baie siek. But Jesus delays his coming to Bethany so that the glory of God might be revealed. He allows Lazarus to die so that he could come to Bethany to work a miracle. Sommige kere is dit dat die dinge wat in ek en u se lewe gebeur, is nie vir ek en u nie. Maar dit gebeur omdat God vir iemand anders wil bewys dat hy nog steeds die aanmag het. God still has the power. Ons behoort sterker te word, vriende, deur ander se getuienis. Because God is able to do exceedingly abundantly above all that you could ask or think. En dan doen God nie spesifiek dit wat u gevra het nie. God is steeds so lief vir ons, dat hy weet dat hy 'n groter plan vir ek en u het. God neem jou pa, God neem jou broer, God neem jou oupa, God neem vir broer Solimaten, want God wil vir u meer van homself
aan u self gee. Want u sien, daar is geen groter geskenk wat u kan ontvang as die Here Jesus Christus homself. Geen beroep, geen geld, geen huwelik, geen status, niks is groter as God homself nie. Because if everything you have is gone and you still have Jesus, then Jesus is all that you need to make it through this life. Lazarus is siek en Jesus vertraag sy koms. En in die tyd toe Jesus uiteindelik daaraan kom, is Lazarus alreeds dood. Toe Jesus in Betanië aankom, vriende, ek wil hê jy moet dit sien in ons teks, toe word Jesus gekonfronteer met 'n onoorkomlike probleem. Die Jode het 'n kulturele tradisie wat hulle handhaaf wat genoem word Shiva. U kan dit maar gaan Google of op eie gaan check. Die Jode het 'n tradisie wat hulle handhaaf wat genoem word Shiva. Shiva is en beteken dat wanneer 'n persoon van die Joodse geloof tot sterwe kom, en hulle word dieselfde dag begrawe, hulle wag nie soos ons tot op 'n Saterdag of vir 'n week later nie, hulle word dieselfde dag nog begrawe. En hulle gebruik dan die 6 dae na die begrafnis as 'n rouperiode. Vir hierdie 6 dae doen hulle absoluut niks. Hulle bly in die huis en hulle konsentreer op hulle rouklaag. Mense bring kos na die huis toe en niemand van die familie sal die huis verlaat nie. Hulle maak die gordyne toe, hulle bedek die spieële, hulle almal trek swart klere aan en hulle sit op bokse of laapplankstoele. En hulle sit daar vir omtrent 7 dae en treur oor hulle geliefde. Dis hulle tradisie. Dit is hulle kultuur en niemand breek hierdie tradisie nie. Die tradisie se naam is Shiva. Maar broers en susters, Martha hoor dat Jesus op pad is. En dit is sy hoor dat Jesus op pad is. Toe breek sy met hierdie gewone tradisie. Sy staan op van waar sy sit en sy hardloop vir Jesus tegemoet. Jy sien, hier is my punt, broers en susters. Wanneer ook al jy die Here nodig het, ek gee nie om wat jou tradisie sê nie. Ek gee nie om wat jou kultuur sê nie. Ek gee nie om wie van jou hou en wie nie. As jy die Here nodig het, dan moet jy opstaan vanaf daar waar jy sit en gaan loop vir hom. Baie van ons maak die fout en reken dat ons nie regtig die Here nodig het. Ons reken ons is okay. My lewe is alright. Finansiëel is ek uitgesort. My gesondheid is on point. En ek vaar goed in my werk, solank alles in my lewe sharp is. Ek het nie regtig die Here nodig nie. Maar jy sien, hou net aan met lewe. Op een of ander tyd sal alle hel losbars. Sal alles onder jou pad keer. En as hulle hartseer dag wees, wanneer ons vir God soek, wanneer die storms woed, terwyl ons hom gevind het, toe alles nog kalm en rustig was. Jy sien vriende, familie, dit is belangrik dat ons vir God in ons boot sal hê, sodat wanneer, nie haas nie, sodat wanneer die storm van my lewensbootjie woed, dan is hy daar bo op my dek, om vir die storm te sê, peace, be still. Martha hardloop die Here tegemoet en sê vir hom, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Martha dink, dit is te laat en alles is te vergeefs. Maar luister tog familie en vriende na my woorde. As dit by die Here kom, dit maak nie saak hoe ons omstandighede lyk nie. As dit by die Here kom, dit maak nie saak wat ons deurmaak nie. As dit by die Here kom, dan is dit nooit te laat nie. It's never too late. God sal opdaag net op die regte tyd. God sal opdaag net wanneer jy reken dat daar geen meer hoop is nie. God sal opdaag en as hy nie omstandighede verander nie, sal hy vir u die krag gee om daardeur te gaan. Jy sien vriende, familie, luister na my vanoggend.
As God jou nie uit jou omstandighede uithaal, dan klim hy saam met jou in jou omstandighede. Maar moenie my woord vir dit vat, moenie my glo nie. Moenie my woord vat vir dit nie. Praat maar net met Sadrag, Mesach en Abednego. Toe hulle in die vuur was, God hulle nie uitgehaal nie, maar het saam met hulle ingeklim. Daniel was in 'n leeukuil, God het hom nie uitgehaal nie, maar het saam met hom daarin geklim. En baie van ons gaan getuig vandag en sê, in my beproewinge, God was saam met my. In my moeilikhede, God was saam met my. In my verdriet, God was saam met my. In my storms, God was saam met my. En andersins sou ek dit nooit gemaak het en aan die ander kant uitgekom het as God nie saam met my daarin gewees het. God sal opdrag. God sal opdrag as jy reken dat die omstandighede onoorkomlik is. Ek maak alweer klaar. Ek het sopas met u gepraat oor 'n onoorkomlike probleem. Ek wil gou met u praat oor 'n ondenkbare, onvoorstelbare, 'n onbesefbare belofte. Martha sê vir Jesus, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God sal u gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan. In die opstanding, in die laaste dag. Hier is die ondenkbare belofte. Jesus sê nie, ek kan 'n opstanding bring. Jesus sê nie, ek kan 'n opstanding hanteer nie. Jesus sê nie, ek kan 'n opstanding bewerkstellig nie. Hy sê, ek is die omstanding. Met ander woorde, jy praat met die persoon waaroor jy praat. Jy praat met die persoon waarvan jy praat. Jy staan langs die persoon waarop jy staan. Okay, like my Engelse mense binnekom ek probeer gou in Engels wat hy sê. You are talking to what you are talking about. You are speaking with what you are speaking of. You are standing by what you are standing on. I am the resurrection and the life. Wie my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. As 'n onbesefbare belofte. Jy sien familie, hierdie punt is heel eenvoudig. Don't overcomplicate it, don't overthink it. As jy aan die Here behoort, dan sal jy nooit sterwe. Al sterwe jy ook hier, as Jesus jou verlosser en persoonlike saligmaker is, sal jy in ewigheid nooit sterwe. Jy sien vriende, familie, begrafnisganger, as jou ma, of liewer jou pa, jou broer, jou oupa, as hy jou neef, as hom sorry aan die Here behoort het, sal hy nooit sterwe. En hierdie verhaal word hierdie familie gekonfronteer deur 'n onoorkomlike probleem. Jesus maak aan hulle ondenkbare belofte, maar kyk net na hierdie onberekenbare krag. Hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En elke wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vir Martha die vraag. En hier die vraag is vir elkeen van ons hier teenwoordig. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy sien, as jy glo, dan sal dinge vir jou anders uitwerk. As jy glo, dan is die graf nie die einde nie. As jy dit glo, dan is die dood nie finaal nie. If you believe in Christ, then death is not final. Your future is not futile and your mistakes are not fatal. Ek is klaar, ek ken die rest van die verhaal. Ek ken die rest van die verhaal. Jesus sê, wys my waar jy hom begrawe het. Martha sê, Here, hy reik al, want hy is al 4 dae dood. En die Bybel sê dat toe Jesus daar aankom,
Vers 35 sê, Jesus het geween. Ek het eintlik nog 'n mooi oor nagedink, broers en susters. Jesus het geween. Ek is seker dat Jesus geween het oor sy vriend Lazarus se dood. Want Jesus was ook mens. Maar ek sou eerder vermoed dat Jesus het geween omdat hy Lazarus moes terugbring vanaf 'n plek waar Lazarus nie vanaf wou wegkom. Ek bedoel, Lazarus bevind homself in die hemel. Want dit is wat met God se kinders gebeur wanneer hulle sterwe. Kan jy jouself voorstel dat jy in die hemel is? Want jy word teruggeroep. Ek bedoel, jy is in die hemel. Jy sien dinge wat jy nog nooit gesien het nie. Maar jy word teruggeroep werk toe. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, eyes have not seen, ears have not heard, neither has it entered the heart of man the good things that God has in store for those who love Him. En as 'n mens hier dit gesien het, dan moet jy terugkom hier in Park toe nog. Jesus het geween, want hy moes Lazarus terugbring hier na hierdie aarde toe. Die Bybel sê dat Jesus so uitroep, Lazarus, kom uit. En Lazarus het uitgekom met sy hande en sy voete in grafdoeke gebind. En Jesus sê toe vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Familie, die storie se naam is die, as jy aan die Here behoort, dan is die dood nie die einde nie. Life is short, death is sure. Sin the cause, Christ the cure. Mag die siel van ons ontslape broer Solly Martin in vrede rus en in heerlikheid verrys. Amen. Kan ons 'n koortjie saam sing asseblief? God gave you form in the Bible, where man and a sword, yes, with the lamb. What amazing God is, and He's
Groete in die naam van Jesus. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. I want to start with the leadership. Every leadership, apostle, pastor, evangelist, deacon, elder, you are greeted in that name that is above every other name this morning. Tell your neighbor you look beautiful. My assignment here is to do the vote of thanks. Firstly, I want to thank the family for trusting me with this, because now I'm going to thank people, but if I don't mention your name, I'm going to leave my WhatsApp number, so please, you'll come back to me, then I'll make it my mission to come to you and thank you personally. So from my side, I want to thank each and every one that supported the family during the week, when the trials were heavy, when they had their tribulations, when everything was upside down for them, when they were mourning. I want to thank each and every one that came out, that sent a WhatsApp, that sent a please call me. If we look at the age of Umsoli, I think there were people that were sending SMSs, because we all now in the WhatsApp. So those who send the those who send the telegrams and everyone, I want to say thank you. And it is being noticed. The family acknowledge that and they say thank you for being there for them, supporting them. I want to thank even the Apostle Neville and his beautiful wife, Prophetess Natasha, for hosting during the week the service. It was beautiful, even the message that we got. So thank you once again for holding the family's hands in the air when they needed someone to help them. Then I want to come to the church. Meneer, they say Meneer. Yes. And leadership, everyone, the congregation. I want to thank you all, everyone, for hosting Umsoli, for being his fellow brother, his fellow sister, for all the time that he was attending church here. We want to say thank you for always being there to lift him up, to lead him, to guide him in any way that is needed humanly. So I just want you to give yourself a round of applause for that. Then I want to say thank you to Amukamba and them, the undertakers. We want to say thank you for the lovely flowers and everything here, your work and everything. So thank you once more again. I've added the Transport Association because Umsoli was transporting children. So if they are here, we want to thank you also for coming around and supporting the family when they need it. So everyone that was there, anyone that is now under the sound of my voice, I want to say thank you. I need you to tell yourself, I did good. Hit yourself on the chest and say, I did good. I did good. I supported someone when it was in their time of need. So keep up the good work and always be there, a shoulder for someone when they need to cry, because you never know the situation. So when you look at someone, if you look at them, you just see that if you can lend a hand, help. If you can give a word of advice, give the advice. Help so that we can stand together and be united. So I want to thank each and everyone, once more again, the leadership, everyone, and thank you very much. Let's keep God a praise for this. Ons het gesien met Erwade, Janssen het versporing gemaakt, het van Libië, en nog alle verplichtingen wat dit doet, en hulle moet dan reis toe. Dat is waaroor ek het gepraat het.
Ons volgende gaan ons naar die kransen. Vertonen die kransen lees, lees naar voren. Zodoende dan is het te Doe Israël, ze moet komen zakken. Doe Israël, ze moet komen zakken. Ze moet komen zakken. Doe vrede wat het wordt. Doe vrede het je. Doe vrede het je. Doe vrede het je. Doe vrede het je. Isaiah 54 verse 13. You don't have to carry the weight alone. God teaches and guides your children's hands. His peace is bigger than your worries from children. May your soul rest in peace daily. I'm gonna miss you so much. Love you. Thank you for everything from Cleo. To Cleo, we just wanted to let our friend know how sorry we are for the loss of his father. Our prayers go out to our family. Please accept our deepest sympathy. From Paula, Marlies Moka, Narshi Shareen, Tadia, Faunia, and Joyce. God bless. Aan die Martin family, mag God julle toegelig wees, bly by die voetebanke van die Here, wees bemoedig met die ver. Romeine 14 vers 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. Of ons Pankara Mauna Plekian. To our loving brother, you are our fellow of strength, our father and our only brother. You will be dearly missed. Love you always from your sisters. May God comfort you and give you peace. Rest in peace on soul, always in our hearts. From Don, Janet, Godman, and the children. You will forever be missed and loved in this way. Rest in peace, we love you. From the Martin family. From the Prince family, R.I.P. on soul. From the Royber family, through you, even though you are gone, your light continue to shine in our hearts. From the Schumann family, may your memory be a blessing.